Johannes 11, daai eerste deel, wil ek met u deurgaan, reis saam met my. Kom ons maak dit 'n reis, en ons put uit dit die mooi wat die Here vir ons gee. Dit gaan oor Lazarus. En die Here wat vir Lazarus opgewek het, teruggebring het. Johannes 11 vers 1, en daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dan sê hy, dit was Maria wat die Here gesalf het, met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. So hy begin vir ons die prentjie te teken, hy gee vir ons met wie ons te doen het. Martha, Maria en Lazarus. Hier het ons die setup. En dan gebeur iets met Lazarus. Hy word siek. En Martha en Maria kry 'n vriend van hulle daar. Hy sê, hoorie, Jesus is net hier langs aan die volgende dorp. Gaan asseblief gou gaan roep hom. En die ou's daar weg. En hy het by Jesus gekom en sê, Here, asseblief. Martha en Maria vra asseblief, kom help net. Lazarus is siek. En dit lyk of hy gaan sterwe. Hy is dodelik siek. Kom help asseblief. En Jesus, wat is sy reaksie? Vers 4. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, so die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. En hy sê in vers 6, hy het nog 2 dae vertoef. Die Here was rustig, Jesus was rustig, dit het hom nie gepla nie. Die situasie het hom nie gepla nie, dit was en na 2 dae sê hy vir sy disippels, luister nie, tyd geword, ons gaan na Judea toe. As die disippels wil 'n hartaanval kry. Nee, ons kan nie gaan nie. Hulle onthou die dag hulle vir gestedige daar. En die Here, sy antwoord, vers 9, is daar nie 12 ure die dag nie. As iemand die dag wandel, stamp hy op nie, omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die dag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. As hy disippels, hulle het nou nie die extent geweet van, die ernstigheid geweet nie. Hulle het maar net geweet wat, hulle het gehoor hy siek. En toe Jesus nou sê, ja, hy slaap. Sê maar, waarvoor moet ons nou afgaan? As hy slaap, gaan hy gesond word, dan sê ons alright. En Jesus sê antwoord toe vir hulle reguit. Hy sê, Lazarus is dood. En hier wil ek die aandag kom vestig op perspektief van 'n situasie. Ons het
'n probleem. Martha en Maria het 'n probleem. Wat nou gemaak? Hulle broer is siek. In ons geval sal ons bid om ons kontak met Jesus te kry. Hulle het iemand gestuur. Asseblief kom help. Hulle is benoud. Hulle help. Vir die mens is dit traumaties. Kyk na Jesus. Vir hom is dit nie traumaties nie, want hy weet, al gaan ons in die vlees dood, ons lewe, ons gaan voort. Vir hom is dit, Lazarus slaap. Ek gaan hom om wakker te maak. Jou perspektief van die Here en van die mens. Hoe baie keer is ons in benoudheid, hoe baie keer druk dit oor ons, het ons kommer en alles. En Jesus is rustig, Vader is rustig. Wat kommer jy jou? Wees rustig. Dit sal so right wees. Dit is nie so erg nie. Jesus sê, want ek is bly om julle ontwil, dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar laat ons na hom toe gaan. Die Here kom, hy kom in aksie in, maar hy verduidelik vir sy mense, vir sy disippels, luister hier, sodat julle kan glo, daar's 'n doel met dit alles, daar's 'n doel, hoekom ek hy nie dadelik gegaan het nie. Ons as mens verstaan dit nie altyd nie. Ons verstaan nie God se weë nie. Ons verstaan nie God se planne nie. Maar is op sy naam groot te maak, wat alles gebeur. Jy weet, vers 16, en Thomas, wat hierdie besluit, sê vir sy mede-disippels, en Thomas is hierdie negatiewe ou, hy sit nog in sy gedagtes, draai dit nog, maar hulle wou vir Jesus doodmaak, hy sê vir, ag, kom aan, wat is nou aan die gang, ons na Judea toe gaan, hulle, erg, kom ons gaan nou maar, dat ons saam met hom vrek en klaar kry. Dit is die negatiewe, maar toch, daar is 'n plek vir die negatiewe mense ook. Maar ons moet lief wees vir hulle. Jesus was lief vir hom. En jy weet toe Jesus, vers 17, toe Jesus nou daar kom, toe sê hulle nie, maar hy is al 4 dae dood. Lazarus is dood. Die saak waarvoor ons gebid het, die saak waarvoor ons geloof, gehoop het, is daarmee heen. Dis begrawe, dis toegegooi. Weet jy, Betanië was omtrent so 3 kilometers van Jerusalem af. So dis nie so ver wat Jesus moes gegaan het nie. Dis 'n paar, as dit 'n uur se loop is, 'n rustige loop. So hy kon betyds gewees het. En jy weet nou Lazarus, die idee wat ek kry, is dat hy redelik bekende was in sy gebied. As jy nou kyk vers 19, het baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom, om hulle oor hulle broer te troos. So, dis iets in die gemeenskap wat gebeur het,
wat bekend is. Die mense het nou gekom om te troos. En Martha, vers 20, en toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. Martha het nog die hoop gehad. Hulle het vir haar gesê, Jesus is op pad. Op en daar gaan sy. Sy gaan hom tegemoet. Maria, ek dink sy was 'n bietjie vies gewees. Sy was... Ek kry daai gevoel. Nou kom hy hier. Sy bly sit. Vir wat? Nou. Ons kyk ook uit hulle reaksies later, gaan ons hulle reaksies, daai selfde ding sien. En Martha, vers 21. Sy kom by Jesus aan. Here, as hy by hier gewees het, dan het dit nie gebeur nie. Dan was hy nog gesond gewees, dan hy kon gekeer het. Sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan, in die opstanding in die laaste dag. Sy glo nog nie dat Jesus nou 'n antwoord het nie. Hy is nou hier, hy het nou 'n antwoord. Ons het gebid oor 'n saak, ons soek antwoord, soos aan thanks. Maar Jesus het nou gekom. Die saak lyk verlore. Hopeloos. En tog het Jesus gekom. Sy sê vir hom daar, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Sy glo nie dat hy nou sal opstaan nie. Menslik gesproke is hierdie situasie daarmee heen. En die Here sê vir haar, vers 25, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat u die Christus, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Sy het nog nie besef wat die Here op pad is om te doen. Nou gaan sy stilletjies huis toe. En sy kom daar by Maria. Sy sê van, hoorie, die meester is hierso. Hy roep jou. Maria wou nie gegaan het nie. Maar toe sy hoor, die Here roep haar. Toe gaan sy. En sy het hom gekry waar Martha hom laas by was. Hy het nog nie verder gevorder nie. En sy kom by hom. Wat is haar reaksie? Ons sien nou haar hele reaksie. Jy weet, Here, as hy hier gewees het, sou my broer nie gesterf het, die vers 32. Jy weet, toe sy daar in die huis uitgaan, toe al die Jode wat daar is, waar gaan Maria nou heen? Waar gaan sy nou heen? Kom ons gaan agterna. Miskien wil sy gaan huil by die graf. Kom ons gaan daarna. Miskien kan ons haar ondersteun, miskien kan ons iets doen vir haar.
En die Here het dit alles so beskik. Dat die mense sy almag kon sien. Dat hulle God se almag kon beleef. Die mense, die Jode wat daar was. Want hulle is klop mense gewees. U weet, die Here staan nie een kant van ons probleme nie. Vers 33. Toe Jesus haar sien ween en die Jode saam met haar gekom het, ook sien ween, het hy geweldig bewoog geraak, en sy gees het hom ontstel. Hy het ook gehuil. Maar hy het geweet, dis nie die einde nie. Maar hy het gevoel, hy het meegevoel gehad met hulle. En die Here weet ook vandag, wat ons deurgaan in hierdie lewe. Hy staan nie een kant nie, hy voel saam met ons. In ons gebed kan ons na die Here gaan, en ons kan vir hom roep, en ons kan vir hom smeek, en ons kan met hom pleit, en ons kan vir hom vertel hoe ons voel. Iets het my baie diep getref het eendag, Psalm 58. David was frustreerd gewees. Hy was geïrriteerd gewees. En hy het gesê, Here, laat slaan, laat hulle tande uit is. Ag, hulle moes sommer 'n buskraam gewees het. Dis allemaal 50. Ek het sê, joh. Hy het sy hart uitgestort teenoor die Here. So ook Job. As jy gaan lees vir Job. Hy het sy hart uitgestort teenoor die Here. Hy het gesê, Here, kyk hoe lyk dit. Kyk wat gaan aan. Jy weet, toe hy so huil, die Jode het gesê, kyk hoe lief het hy vir Lazarus gehad. Maar dit was nie daaroor nie. Jesus het meegevoel met ons. Hy weet wat ons harte omgaan. Hy ken die diepte van ons. En jy weet van die Jode, vers 37. Toe daar sê, ja, maar hierdie ou, hy het die blinde se oë oopgemaak. Hy kom ons gesorg dat hierdie ou nie sterf nie. As hy eerder hier was, had hierdie ou nog gelewe, laat Lazarus nog niks oorgekom nie. Dit is daai krisis in jou lewe. En jy het jou domprofete om jou. Wat sukkel jy nog? Wat suk jy nou nog? Dr. Job se vrou. Job het alles verloor behalwe sy vrou. Want sy moes later sê, vloek hierdie God van jou. Wat sukkel jy nog? Wat die Here voel. En hy sê vir hulle, maak oop. Vat hierdie steen, hierdie rots, vat hom weg. Vers 38. 39. En Martha sê vir nee, wacht nou eers. Ons gaan nie hierdie klip wegvat nie. Hy is al 4 dae daar binne. Hy ruik al, hy pomp nou al. Jy gaan nie kan leef, jy gaan flou val. Nee. Die Here antwoord hy, vers 40. Jesus sê vir, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal die heerlikheid van God sien nie. As ons glo,
sal ons die heerlikheid van God sien. Ons sal dit belewe. Ons sal dit kan sien en ervaar. En dan bid die Here tot Vader. Jesus bid. Hy sê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. En ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En daar het hy gesê, ek dink hy klop het gehoop soos hulle skryf, het hy met 'n groot stem gesê, Lazarus, kom uit! Die ouens het daar om hom gestaan. Wat nou? Lazarus, kom uit! Dit moes 'n sight gewees het. Dit moes 'n sight gewees het. Want hy sê, vers 44, en die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Imagine, hy moes gehop het, want hy kom hy uitgehop, al binne het 'n engel vir hom net so gedraai, en sê, reguit voor hom toe. En hier kom hy uitgehop, hy kan nie sien nie, hy's nog vastgebind. Daar is die aksie van die mense. Ek dink daar's meer as een mond wat opgehang het. En 'n paar pad gevat. En 'n paar pad gevat. En die Here sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Maak hom los. Haal die doeke van hom af. Wees lief vir hom. Gee hom vir hom. Sorg vir hom. En op die einde van die dag, as ons die lyn deurtrek waarmee ek begin het, gebed, bid, al lyk dit hoe hopeloos, veroorloof my om net iets te getuig. 'n vriend van my word beskuldig dat hy geld gesteel het. Hy word van sy werk afbetaal. Ek en Letitia ons bid. Ons bid kliphard. En toe ons hoor waaroor hy beskuldig word, hy het geld teeman. Daai ou, Dever. Nooit. En ons begin bid. Here, hanteer U sy saak. Wees U sy advokaat. Een week later kom daar iemand wat nie geweet het van wat aangaan. Die vriend van my het niks gedoen nie. Toe hom laat loop, hy het nie gestry nie, hy het nie beklei nie, hy het net dit aanvaar. Dis nou maar so. Al was hy onskuldig. Daar kom 'n persoon, 'n invloed wat ook invloed het by die werk wat hy het. En hy hoor toe maar die ouens laat gaan. Hy sê, maar dit werk nie so nie. Daai man het voor my groot geword. Hy sal nie 'n sent van nie. Waar kom julle vandaan? Wat se bewyse het julle? Bring vir my die bewyse. My vriend kry sy werk terug. Die mense wat hom laat gaan het, kry 'n waarskuwing. Is dit nie die God wat ons dien? Amen. Is dit die antwoord op gebed nie? Toe dinge soos hierdie, toe dit dood lyk, dis alles is weg. Die einde het vir hom in die gesig gestaan. En die Here draai dinge op. Is dit nie die God wat ons dien? Amen. En laat ons
Laat ons moed vat as ons kyk en as ons die dag lees van Lazarus. Die Here, al lyk my situasie hoe sleg, vir U is dit 'n walk in the park. Loof en prys die Here vir dit wat hy vir ons gegee het. Amen. Ek het hier in my Bybel geskryf, daai laaste versie, weet nog highlight, wat Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Ek het geskryf, ek ken nou vir my. Soms is ons vas in ons sonde, pyn, ensovoorts, en het mense nodig om ons los te maak. Daai omgee van die medemens. Daai wat jy nou gesê, getuig het van jou vriend op, toe kom iemand anders te. Ja. Hy maak los. So wil ek toch eintlik daar siel hartseer dit eintlik is en altyd vir ons so half ook aan het geraak dat ons as Christene moet eintlik ons kop in skaamte sak, want ons kan nie ons medemens help nie, ons is geneig om hulle in die grond in te druk. Ek kyk hoe ver kan ons hulle in die grond in druk. En ek wonder of ons soos by ons enigheid het vir die Here moet vergifnis vra. En die Here vir ons sal help om dit nie te doen en so vir die gemeente ook in die bresse staan daarvoor. En die Here vir ons regtig sal help om Jesus te wees vir mekaar. Miskien moet ons net elkeen soos ons op ons harte voel om te bid. Ek sal begin en dan kan ons net oorloop soos wat elkeen voel om te bid. Dat ons net onsself weer bietjie in die Here opdra en vra. Kom haal dit ons grafdoeke af. Wat maak dat ons nie. Wat het hy gesê, die lewe. Elkeen wat in my glo in die Here sal nooit sterf en ek sal opstaan in die lewe in my glo. Dat die Here ons net weer lewendig maak vir hom. Here, ons kom na U toe. Ons groep mense wat U lief vir Here. En ons kom bely voor U, Here, dat ons so faal. Ons is so besig met ons eie pyn, met ons eie seer, met ons eie situasies, dat ons nie die rondom ons raak sien nie. Vergewe ons, Here, dat ons geneig is om mense die grond af te druk en plaas van op te doen. En ek staan in die bresse, Here, vir ons hele gemeente, elke ene in ons gemeente, in ons gemeenskap. Help ons, Here. Kom haal asseblief ook af die grafdoeke wat ons so vashou en vasbind, Here. Sodat ons kan leef en in die lig kan stap, Here. Ek het gesê in die stikkelkere, as ons in die nag stap, dan weet ons nie, dan stamp ons onsself, as ons in die lig stap, want as ons in die nag stap, is die lig nie in ons, Here. Laat U lig, Jesus, ons net weer kom verlig. Ons dank U daarvoor, Here. Ons dank U daarvoor. Vader, baie kom ons Here soos Lazarus. Here, hy is in die grafdoeke gebind, my God. En soveel kom ons, Here, ons spreek het baie keer oor mense uit, Vader, as in plaas van lewe te spreek, Here. Lewe te gee, te help, Here, by te staan, my God. Here, ons vandaan bid, Vader, help ons as gemeente, my God, dat waar daar nood is, Here, ons daar sal wees om te help, my koning, soos wat U gedoen het, Here. Here, U het niemand uitgelos nie, Vader, U het oral gehelp, Here. Here het eers self visies en broodjies vermeerder, Here. Here, help ons om dieselfde te doen, my God. Vader, dankie dat ek weet vanaand, Here, ons is losgemaak. Here, ons dra nie meer grafdoeke nie, Here. U het ons vrygemaak, Here. Ons gewas in die bloed, Here. Here, ons weet vanaand, ons glo in U, my koning. En ons weet, omdat ons glo, weet ons, Here, ons het die ewige lewe, saam met U, my koning. Dankie, Abba, Vader, in Jesus' naam. Ek wil net sê, dankie vir die Here. Dankie, dankie. Here, dat U nie in doeke toegedraai gebly het en in 'n graf gebly het nie, Here, dat U losgekom het en dat U opgestaan het, opgevaar het na ons Vader, sodat ons ook die ewige lewe kan hê, dat ons nie verlore mag gaan, Here. O my God, dankie dat U die seun nie gespaar het nie.
maar al hierdie dinge laat deurgaan het, om vir my en vir elke mens die lewe te kan gee, die lewe in ewigheid. Dankie, dankie Here. Ons kan dit nooit waardig wees nie, Here, maar ons weet, U sien ons swakhede raak. U sien ons raak, Here. Here, waar ons sondig en ons bely dit, dan vergewe U. Want daarom het U gekom, Here, om vir ons sondes te kom sterf. Baie dankie, my Koning en my God. Al die eer kom toe. Dankie, Here. Amen.